As die Here sê, hou op Sondag, kom na my toe net soos wat jy is, dan gaan ons maar net aan met ons sonde. As die Here sê, val op jou knie en aanbid my, dan gaan soek ons ander goed om te aanbid. Voorvadergeeste, ander type geloof, maar ons wil nie na die waarheid toe kom nie. Wat is die waarheid? Die Bybel. As ons gaan kyk in die wêreld vandag, is daar soveel mense wat die Bybel haat. Wanneer jy die naam van die Here Jesus noem, dan raak hulle kwaad vir jou. As ek Pastor Jonas se naam noem, hoekom gaan julle vir my wat kwaad raak? As mos niks wat hy vir julle beteken nie. Maar omdat Jesus Christus die enigste weg, waarheid en lewe is, omdat God sy seun gestuur het, en net dat alleen deur hom kan ons sondes vergewe word, en die wêreld verander word, daarom is die duiwel opstandig, en mag ek mense op, en my en jou wat Jesus se naam aanbid, te na te kom, om ons te vervolg. Wie is al ooit vervolg omdat hy enige ander afgod aanbid het? Ons kan baie dinge doen. Niemand nie. Maar mense word vervolg alleenlik omdat hulle die naam van die Here Jesus aanroep, want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En die woord sal alleenlik deur hom. En as jy sit en slaap, gaan ek in jou ore kom preek. Maar luister, sal ons luister. Die woord sê, luister. Hierdie kindertjies wat hier is, as jou ouers praat, dan, wat doen ons dan? Wat doen ons? Dan luister ons. Ons praat nie teen nie, ons praat nie terug nie. Al voel jy jou ouers bekeerd, as jy Jesus in jou het, moet jy en ek die voorbeeld wees. Jesus was 'n klein seentjie. Wat het hy gedoen? Die Bybel sê, dat Jesus Christus is God, wat afgekom het na hierdie aarde in 'n liggaam van 'n mens, wat God die Vader vir hom voorberei het. Maar wat het Jesus? Hy het na sy ouers geluister. Want dit behaag God, wanneer ons beginne luister. Want dan sê dit, dat die woord wat uitgaan, begin plek te vat in my hart. Daar is geen ander evangelie, wat jou en my lewe wil beter maak, en ons 'n geseënde lewe wil gee, en ons hoop wil gee, en ons wil genees, en ons deur omstandighede raak, maar boven dit wat ons siele wil red, as die Bybel nie. Geen ander evangelie nie. Wat 'n evangelie kies jy? Wie is die een wat jy verkondig? Hierso almal wat hier sit. Hoeveel van julle het al die naam van die Here Jesus in hierdie afgelope nuwe jaar wat verby, wat ons al ingegaan het, aan iemand oorgedra? Hoeveel? As jy dit nie doen en jy is 'n kind van God, dan sê die woord, dat as jy my naam nie voor die mens wil bely nie, sal ek jou naam nie voor God en die heilige engele bely nie. Dit is hoe ernstig die evangelie is. Luister. Daar is te veel mense, ons lewe in 'n tyd mense, wat ons daar boos is. Christene word doodgemaak. Koppel word afgekap, hoekom? Want hulle verkondig Jesus. Hulle verkondig nie jou naam en my naam nie, want ons name beteken niks. Dis doelloos. Mense word vervolg oor die waarheid, oor God se waarheid. Die evangelie, Johannes sê self, toe
wat die duif, wat in die vorm van 'n duif op hom neersak, hy is die een. En die woord sê toe Jesus daar kom in Jordaan, en hy kom by Johannes. Toe sê Johannes, maar Here, ek is nie eens waardig om die skoenriem vas te maak nie. Met ander woorde, die duiwel het klaar probeer. Maar Jesus sê vir Johannes, nee. Johannes, luister. Laat dit nou toe, want so is dit die wil van God. Met ander woorde, wanneer ons luister, dan begin ons gehoorsaam te word. En die Here kan met ons begin werk. Hy kan begin dinge doen, ver bo ons denke. Jy kan vandag na ons land kyk en sê, maar waar gaan ek 'n werk kry? Hou op na mense kyk. Hou op om op mense te vertrou. Ek kan jou nie help nie. Ek kry nou die dag 'n man, nou praat ek met hom oor die Here, nou sit ek in my kar. Hy sê hy daar oorlaas, maar niemand gee hom ietsie. Ek sê van okay, ek gaan hierdie kar vir jou gee. Nou, wat gaan jy met hom doen? Hy sê ek gaan hom ry. Ek sê en as hy nou breek en die petrol op die kar breek, wat gaan jy dan met hom doen? Nee, ek gaan hom chicks toe vat. Mense, dit is hoe ons denke is. Ons wil iets hê, maar ons weet nie wat om met dit te doen nie. Ek wil vir jou vra, weet jy wat om met die seun van God te doen? Weet jy wat om met die naam van Jesus te doen? Weet jy wat om te doen wanneer jy in omstandighede sit en jy kyk om jou en jy sien alles uit mekaar uitval? Weet jy hoe om op te tree? Jesus sê in Jesaja, hy sê, roep my aan in jou dag van benoudheid. Maar ek moet luister. Dis 'n opdrag wat die woord gee, roep my aan in jou dag van benoudheid, so ek moet begin luister. Here, U sê, in my dag van benoudheid, moet ek U aanroep. In my dag van benoudheid, het ek die Here aangeroep. Ek gee nie om wie dit glo, wie dit nie glo nie. Ek was daar, en die Here was daar, om my uitroep te hoor. Mense, ontvang sukses in die lewe, omdat hulle Jesus in hulle lewe het nie. Mense raak nie arm omdat hy Jesus in sy lewe het nie. Die Here gee vir ons wysheid. Wat maak ons met dit? Ek wil vir julle 'n gedeelte lees uit Johannes uit. Johannes 10 van vers 14. Luister. Hoor weer, luister. Wat sê Jesus? Jesus sê, en hy praat self, dit is Jesus, die seun van die lewende God, wat self hier praat. Dis nie ek en jy nie. Hy sê, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Ken jy Jesus? Is Jesus jou goeie herder? Of is dit jou omstandighede, of is dit jou probleme, of is dit jou vriende, of is dit jou familie? Wie lei jou? Wie lei jou? As jy vanmorgen opstaan en jy sien, maar ek het nie werk, ek het nie kos nie, is dit jou omstandighede wat jou gaan lei? Is dit jou herder? Jesus sê, my herder, my skape ken my. Hy sê, ek is die goeie herder. Jou chommies, wanneer jy sien, jy het die geld in jou sak en jou chommies sê, kom, ek weet wat ons kan doen om geld te kry, is dit jou herder? Gaan dit jou lewe beter maak, of gaan dit maak dat jy eventually geskiet word, of doodgesteek word, of in die tronk gaan sit?
is dit jou herder. Hoor wat sê hy verder, hy sê vers 15, hy sê net soos die Vader, my kind, ook die Vader, en ek lê my lewe af, vir die skape. Jesus sê, hy sê, as jy in my is, ek lê my lewe af vir jou. Ek, Jesus, het jou prys betaal. Ek en u moet besef opnuut dat ons is almal op pad hel toe. Mense, hel is nie 'n vuurmaakplekkie waar ek my vleisie braai en my handjies warm maak en ek in my chummy sit en drink nie. Dis nie hel nie. Jesus het 'n prys, 'n dure prys, maar is ek gered? As Jesus nie my herder is nie, en ek luister nie, dan het ek nie sy gees nie. Het sê dat almal wat sy gees in hulle het, hulle is kinders van God. Ek wil vir jou vra, het jy die gees van God? Of is dit maar net jy? Of is dit maar net ek? Wie is jou herder? Hy gaan verder, hy sê vers 16, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie, en ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde en een herder. Met ander woorde, Jesus sê, ek is nie gebind vir die Jode nie. Jesus sê, ek het gekom vir mense wêreldwyd wat my aanroep, wat my aanvaar as hulle herder. Baie mense sê, maar Jesus is 'n swart Jesus. Jesus is 'n wit Jesus. Jesus is 'n Joodse Jesus. Die Here sê nee. Ek het gekom vir elke siel op hierdie aarde. Wys my jou Jesus. Wys my like jou Jesus. My Jesus is in hierdie Bybel opgeskryf. Maar die woord sê, hy sit aan die regterhand van die Vader, nie as die graf kon omhou nie. En soos Armand altyd sê, daar is nie wit en swart nie. Daar bestaan nie so iets nie, dit is ons denke wat ons mislei. Daarom is dit belangrik om te luister. Die Here het baie tekens wat rondgaan, maar ons sien nie die tekens nie. Armand het nou net gesê, so vir Jason McKenzie, wat sê die woord, as ons bekeer. Maar ons luister nie, dan mense loop en dronk, mense gebruik dwelms, mense oreer, mense maak babas all over. Want hulle luister vir verkeerde mense, hulle het nie Jesus as hulle herder nie. Die Here Jesus sê, ek is die lig van hierdie wêreld. Mense, waarna toe is ons op pad? Ons kinders, waarna toe is ons kinders op pad? Wat is besig om te gebeur? Vir wie luister ons? Wie is my herder? Hoor wat sê die Here Vader, vers 17, Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe afgeleid om dit weer op te neem. Die graf kon die Here nie hou nie. Jou Jesus wat jy aanbid, het hy opgestaan in die graf. Jou herder, sê hy vir jou wat om te doen, om jou vry te maak, of om jou gevangen op te neem. Want die wêreld het verskillende Jesusse. Jy kan die naam van Jesus verkondig en hulle wil jou doodmaak, maar praat net van Baba Jesus in die krib, en almal rejoice, en almal wil saam eet, en almal wil saam sit, en party. Want daai
is nog aan die klip. Maar die Jesus van hierdie Bybel, ons het nou gehoor, die graf nie daar nie. Hy is nie 'n baba nie. Hy is verhewe. Hy is in die hemele. Hy sit aan die regterhand van sy Vader. Ons gaan verder, vers 18. Hy sê, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Jesus het jou en my so lief gehad. Hy het die hele wêreld so lief gehad. Die woord sê so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee. Wat het jy en ek gedoen vir liefde vir ons medemens? Het ons hom beroof? Wat het ons as ouers vir liefde vir ons kinders gedoen? Drink ons die geld uit? Wat se liefde wys ons? Wat se liefde wys ek vir my naaste? Dan het die Here so gaan en waarsku, luister ek, of is ek choepstil? Ek wil vir u vandag sê, die Here het geweet, dat die hele wêreld gaan op hom draai. Die woord sê, hy het in die wêreld ingekom, maar sy eie het hom nie aangeneem nie. Maar dit hom verhoed om vir ons te sterf. Nee. Want hy het geweet, daar gaan mense wees wat sê, Here, ek luister. Here, ek is gewillig. Here, ek is 'n sondaar. Hierdie kindertjies, kom, luister. Is jy bereid om te luister? Vers 19. Hy sê, daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En wat sê hy so vers 20? En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ek wil vir u vra, as ek vandag van die duiwel besete, ek verkondig deur die genade van ons God en Vader, deur die leiding van die Heilige Gees, verkondig ek die evangelie van redding. Jesus het dit ook gedoen. Hy het gesê, hy is met 'n duiwel besete, hy is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ek wil vir u vra, is ek vandag kranksinnig? As ek vandag hier staan en ek loop en verkondig alle boosheid, wil ek vir u sê, dan gaan baie mense my volg. Maar toe Jesus sê, volg my, toe sê hulle, Here, maar ek wil eers my papa gaan baie sê. So het ons baie verskonings. Maar as die goddeloose sê, doen dit en doen dat, en het lei tot die dood toe, dan luister ons vir die goddeloose, want dit is 'n maklike pad. Jesus het dit nie maklik gehad nie. Maar hy het hom gekeer? Nee, want hy het gekom om sy lewe vir ons af te lê tot redding. Hy sê hierso, vers 20, en baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is 'n kranksinnige. Wat luister julle na hom? En ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van blindes oopmaak nie. Kom ons klap vir die Here. Ek wil vanmiddag vir u sê, 'n duiwel, jou vriend, hy sondaar wat jy so goed volg, is nie in staat om jou lewe te verander nie. Maar wanneer iemand kom met ware evangelie en hy sny dit reg en jy luister, dan God jou omstandighede verander. Hy kan jou siel red. Die Bybel praat van Lukas 16. Ons ken seker almal hierdie gedeelte. Lukas 16, het was 'n bedelaar, 'n man op straat, wat kosbaar was in die hande van 'n lewende God. Die ryk jong man, hy het alles gehad, maar hy was net so
in die hande van 'n lewende God. Maar altyd van het 'n keuse gehad. Die woord sê dat daar gaan 'n tyd kom, dat God boeke gaan oopmaak in Openbaring, en as daar gevind is, dat jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, dan sal jy in die poel van vuur en swaal gewerp word. Wat was die verskil tussen die ryke man en Lazarus die bedelaar? Wat was die verskil? Die verskil is, dat die bedelaar, wat sy naam Lazarus was, sy naam was geskrywe in die boek van die lewe, want daar het 'n tyd in sy lewe gekom, dat hy gesê het, Here, ek kan nie meer nie, ek is 'n sondaar, red my. Maar die ryk man het in sy weelde gelewe, en gesê, ek het nie God nodig nie. Nou wil ek dit vir jou sê, ek en jy kan het ook sê, jy kan arm wees, jy kan ryk wees, jy kan siek wees, jy kan gezond wees, dit is nog steeds jou keuse. Wil ek Jesus in my lewe hê, of wil ek sterf in my sonde? Die man het vir my gesê, as die kar nie meer ry nie, dan verkoop hy hom aan chicks. Maar ek wil hom hê. Wat maak jy met Jesus? Wat maak ek met Jesus? Here, kom ons staan, kom ons staan, kom ons staan. Kom ons staan. Kom ons staan. Kom ons raak stil. Ek soek 'n doodse stilte. Stil, allemaal stil, baie stil. Kom ons gee die Here kans om met ons harte te werk. Kom ons gee hom kans om met ons harte te werk. Ek wil vir jou vra, waar is jou lewe vandag? Na wie luister jy? Wie is jou herder? Omstandighede. Ek het jou sonde. Of is Jesus jou herder? As Jesus nog nie jou herder is nie, en ek wil nie allemaal moet hulle handjies opsteek, en dink is die honkie dorie nie, ek wil nie moet opreg wees met die Here, so nie jou hand opsteek nie, want God is nie 'n mens nie, hy aanvaar geen eer van 'n mens nie, want die woord sê, hy weet wat in ons is, ons bedink slegte dinge. As hierdie man vir my sê, hey, ek like jou, dan is daar iets wat hy by my soek. As ek vir hierdie man nie sê, ek like jou, is daar iets wat ek by hom wil hê. Maar wanneer God sê, ek het jou so lief gehad, dat ek my seun vir jou gegee het, keer na my toe, wil hy niks by jou hê nie, hy wil jou bewaar. Hy wil jou siel red. Hy wil jou bron wees. Hy wil jou alfa en omega wees. Hy wil alles in jou lewe wees. Want die woord sê, hy is 'n jaloerse God. Die Bybel sê, sy naam is jaloers. So jaloers is God oor my en jou. Hy wil jou met niks en niemand deel nie. Ek wil vir jou vra, maak toe julle oor, ek gaan afsluit. As jy waaragtig die Here wil hê, steek jou hand op. Ek ruik drank baie sterk. Daai drankgees gaan jou arm maak. Hy gaan jou nie ryk maak nie. Hy gaan nie jou probleme oplos nie, hy gaan jou besteel. Wie is 'n man wat sy hand op is, 'n man wat opreg is? Wie is daar nog? Wie is daar nog? Ek gaan nou vir Armand vra om vir ons te bid. Dat die Here ons harte sal verander en die mense wat hulle hande opgesteek het, elkeen van julle. Armand gaan nou bid en julle gaan agter hom aanbid. En wanneer julle hier weggaan, onthou hierdie woorde. Luister. Luister. Amen. Ek bid agter my aan.
Here Jesus, ek is 'n sondaar. Here Jesus, help my. Here Jesus, kom leef in my. Here Jesus, kom maak my nuut. Kom maak my vry. Here, vir elkeen wat nou hier vandag gebid het, Here, ek as ook myself, Here, help ons, Here. Ons het U nodig, Here. Here, ek verklaar my afhanklikheid en Here, ek verklaar ons afhanklikheid aan U. Sonder U is ons niks. Sonder U kan ons niks wees nie, Here. Here, dankie vir die woord wat U knegt vir ons gebring het vandag. Dankie vir die woord wat 'n lamp is vir ons voete en 'n lig is vir ons pad. Here, help vir my en help vir elkeen van ons om die Bybel te lees en om die Bybel te eet, Here. Soos wat ons brood eet, want U is die brood van die lewe. Maak ons lief vir die Bybel. Maak ons lief vir U woorde. Dankie, Here. Here, as ek hierdie ou pragtige ou stemmetjies hoor van die kindertjies hier onder ons, Here, dan vra ek dat U ons groot mense sal red. Dat U ons groot mense 'n verantwoordelikheidsin sal gee, dat hierdie pragtige kindertjies, Here, dat ons hulle sal grootmaak in die vrese van die Here. Dankie vir U liefde. Dankie dat U vir ons lief is. Ons hoef niks te doen nie. U is vir ons lief. U wil hê dat elke een van ons gered word. U wil nie dat een van ons hel toe moet gaan nie. Wow, Here, dankie. Dankie dat U vir my en vir ons die prys kom betaal het daar in Jerusalem op Golgotha. Dankie, Here. Baie, baie, baie dankie. Here, en ek bid dat hierdie bietjie kos wat ons uitgee, dat U dit sal vermeerder. Here, en hierdie mense kom nie net vir die bietjie kos nie, hulle kom vir U woord. Dankie daarvoor. Dankie vir hierdie mooi mense. Here, ek vra dat U saam met hulle sal gaan, hulle sal beskerm, Here. En dat hulle 'n verskil gaan maak daar in hulle gemeenskap, daar waar ons bly, op ons verskillende plekke. Help ons om 'n verskil te maak. Maar Here, maak eers 'n verskil in ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons klap vir die Here.